Hoërskool Durbanville, natuurlijk een gemengde skool daar van Durbanville en dan die seuns van die Parel en hulle tradisioneel blauw. Als ons kijkt naar die afskop wat afgeskopt wordt hier in die middelveld, is het Kobus Wilken met die bal opneemt voor die Hoërskool Parel. Toorlijk die mannen wat fysisch is. Als ons gekeken naar vandagse rugby van die hongerspannen is het verzekering is Liam de Villiers wat onmiddellijk sy stempel gaan aftrekken in die wedstrijd wat oor die voordelijn is van de gebouw door Jaden Newberg wat aangegee aan Stef van der Merwe die kaptein en Grootskop wat hulle uitgaan. Hier is die eerste skram van die wedstrijd. Skram skakel van Durbanville, Lorenzo Brogneri wat die bal gaan invoer in die skram. Goeie geleentheid vir Durbanville, onvalsgeleentheid wat hulle hier het. As die wedstrijd nou net begin het. Agste man wat optel, geef vir Brogneri wat die binnencenter speel en hy kry baie spasie en die eerste bloed wat in die kant van Durbanville is. Dis presies wat hulle wil gehad het. Dis natuurlijk die man waar die gat geslaan het. En hy wat gaan kyk of hy die extra 2 punte kan bysit. Baie goeie skop deur Albertus. By die dryfbeweging aan te sit. Hulle wil met hulle voorspelers speel. Hulle weet dis waar hulle vir Durbanville wil teiken. Nietemin hulle is naby. Daar kom hy nou deur. En daar teken hulle die punte in. Net eenvoudig te maklik. Hoekie te maklik. Durbanville wat bestaan. Meneer van Asweg en ek glo so. As dit JP Noters wat sy springe kry in die vorm van Kobus Wilken. Goed gesek deur Durbanville. En is grootman John van der Merwe wat weer speel daar. En is skeieregter wat sê speel aan Jaden Newberg wat die kontak wil vat. Is hy Liam de Villiers wat speel hierdie keer vir Jordan Jooste wat 'n groot double hit daar aan die kant van Durbanville. Weer eens Kobus Wilken wat vinnig speel. Boysa manne wat met tempo probeer speel. Franse van der Merwe die met die agterspelers hierdie keer. Boysa wat agtertoe boer in die vorm van Ivan Jordan. Sit Liam de Villiers is wat vir Matthys Loupsuk speel. Stadige bal in die kant van Boysa. Goeie kontinuïteit hou. Franse van der Merwe wat sy vleuels opsoek. Maar dis nie sy vleuel nie, dit is Jaden Newberg. En dis Jaden Newberg wat oorwyk. Baie mooi 3. Vir die afskop wat wag. Ivan Jordan met die skop wat kom. Baie beter skop in die kant van Ivan sit. 'n 4-man lyn staan, die gat hy meneer van Huisteen. Is het wege van Sail wat inneem, Ivan Jordan wat in die vacuum attack vir Parel Boysa. En is opgeneem, goeie tempo waar die manne van Hoërskool Parel het en is kaptein Stef van der Merwe. Liam de Villiers wat weer die grootman Trokkie van der Merwe op. Hierdie keer JP Norton wat daar 'n taamlike. Ek glo ons sal Boysa sal op punte aanteken. Hulle gaan hulle groot manne gebruik. As punte Jordan Jooste die loskop. En hier gaan verdedig. Kan hulle die bal terugkry. Groot skram aan die kant van Boysa. Hulle stop. Bal word gespeel. Durbanville wat die bal bietjie lig gee. Hulle is op die aanval. Moet ook vorentoe aangewees, maar hy hardloop. Man word geduik. Bal word gesteel aan die kant van Liam. En 7 punte in die kant van Durbanville. Thomas en Here maak julle glasies vol, kry hulle lemoenskyfies reg. En ons sien julle vir die tweede helfte. Die lemoenskyfies is reg as ons hier begin met die tweede helfte van die wedstryd tussen Hoye S en Durbanville en ons maak Rindley wat die afskop
daar na die verste kant van die veld toe. Slot van Hoërskool Durbanville, Roan Vosloo wat sê hy is reg en die spel wat begin. JP Norton wat sy springer soek. Matthijs Loubser wat rank in die veld. En is Ivan Jordaan wat baie naby die lyn is, net so bietjie kort van die lyn in die vacuum ingegaan. En is die voorspelers met Cruz Davey wat oorduik. En is Maklike skoppie, sit hom oor, hy's oor die hekke. ja, lyk soos die skramskakel wat uit te staan. Dis Kobus Walken wat oorbars. Na die eerste helfte wat Reserves wat nou daar op. skeiedsregter wat die spel terugbring. Dit is Durbanville wat daar bietjie laat daai rolmaalbeweging grond toe gebring het. Natuurlike rolmaalbeweging wat as die lyn staan onmiddellik klaar is, as jy dadelik sek, mag jy dit doen. Maar as jy bietjie te lank vat, dan Punt aanteken en die telling verder verrek vir sy span. Hy skop hom oor en man gaan op. Hy kry sy manne. Sit die dryfmaalbeweging aan. Manne wat bykom. Hy gaan vorentoe. Hy is wat met keer. Hy is wat met keer. Skeiedsregter steek sy hand uit. Dryfmaalbeweging wat geval het. Daar blaas hy sy fluitjie. Asterman Adrian Fremantle wat die lyn staan daar vang van Johan Smit af en is Brock Neri met stadige bal hierdie keer. Die was die voorspelers wat die bal inneem. Eli Pedro, daar Roan Vosloo wat daar nou ingaan. Goeie verdediging in die kant van HJS, verdediging wat hou, skeiedsregter wat sê julle verdedig baie goed, maar ongelukkig een van die manne wat daar sonder die arms geduik het. Weer eens Durbanville wat met hulle groot voorspelers probeer aanval, so lekker wees hulle die bal bietjie kan lig gee, dat jy die agterspelers kan sien. En dit is die groot manne wat oorduik. Hoërskool Durbanville wat punte aanteken. Albertus wat reeds 2 punte vir die wedstryd het. Baie goeie breekie die eerste 3 minute gehad en dan wat sy Kobus Walken wat die duikslag uitvoer. Oupa wat jaag. Skop wat kom. Skop wat nie uit is nie. Geleentheid vir aanval. Gaffie Kok wat mooi die bal dra. Hier gaat ons nou meneer Van Huisteen. Is dit Leighton Brinkhuis met spasie en is Leighton Brinkhuis steeds met die bal. As jy vir hom 'n bietjie geleentheid gee vir aanval, Franse van der Merwe, Jordan Jooste! Dis Jordan Jooste! Cherry op die koek meneer Van Aswegen, cherry op die koek en is vol rugby wat nou tot 'n einde toe kom. Dis die skeiedsregter wat sê Durbanville wat net 'n bietjie voor die tyd geskram het as Brock Neri die bal net weggooi. Jaden Newberg wat besluit gaan vinnig speel, lang aangee aan Gaffie Kok wat binne toe trap. Is dit Gaffie Kok? Baie goeie verdediger aan die kant van Durbanville. Speel vir die link vir die regtervleuel. Of liewer die agste man wat in die regtervleuel posisie is. En dis meneer Hecklin wat sê stryd van die jaar. Almal wat baie uitsien hierdie jaar. Nommer 1 in die land, Parel Gymnasium teen nommer 2 in die land, Hoërskool Parel. En as ons kyk na die skop, Franse van der Merwe wat die bal oorskop. Geniet jou Saterdagmiddag.